sessie 27. En ons is by Johannes 6. In die vorige hoofstuk het ons afgesluit met Johannes 5. Ons het net die laaste vers gehad en toe begin ons met Johannes hoofstuk 6. En ons sien dat in daai tyd tussen hoofstuk 5 en hoofstuk 6 het ons mekaar gesê daar het 'n onbepaalde tyd verbygegaan. Ons kan nie presies bepaal hoeveel dit was nie, maar dit was enigiets tussen 7 weke en 'n jaar wat verby kon gaan. Maar wat ons wel gesien het, dat is in daai tyd het Jesus wonders en tekens in Jerusalem gedoen. Onder andere weet ons hy die man by die bad genees, en dit het seker dan nou maar gemaak dat die woord daar uitkom, dat die mense begin praat het, en toe maak Jesus vir hom 'n redelike volgeling by mekaar. Want ons sien in Johannes 6, wanneer die verhaal weer hervat, dat nou is daar skielik 'n skare mense. Waarvoor dit was dit maar Jesus en sy disippels gewees, en 'n paar enkeles met wie hulle interaksie gehad het, maar nou is daar al 'n volgeling, 'n groot groep mense. En hierdie mense, toe Jesus oorvaar Galilea toe, het hom gevolg. En toe sien ons dat die disippels het begin bekommerd raak oor wat sou hierdie mense eet. Jesus vra vir Filippus die vraag, hy toets hom. Vra hom, waar sal ons brood koop vir al hierdie mense? En daar val Filippus se tor heeltemal af. Hy sê ons het maar 'n bietjie geld, ons gaan nooit genoeg brood kan koop vir al hierdie mense nie. Ons sien hoe Filippus dryp toe die toets. Andreas, hy het baie naby gekom aan slaag, maar was ook nog nie heeltemal daar nie. Ek onthou, ons Afrikaanse onderwyser op skool het hierdie ding gehad, waar sy jou vermoë om te luister getoets het. Sy het die vraag gevra, as jy 'n teiken skiet, is dit beter om hom amper mis te skiet of amper raak? Amper mis. Almal sê amper raak, want die woord raak is daarin. En ek het hom amper raak geskiet, maar as jy hom amper mis geskiet het, dan het jy hom raak geskiet. Dit was net touch and go. En ek dink dit is hoe naby Andreas was met hierdie toets gewees. Albei het nog bietjie twyfel in hulle harte gehad. Ons het aan die einde van die hoofstuk gesien dat Jesus toe alles totaal en al onder beheer gehad het. Hy het die brood gevat en die visse gevat en hy het die dank daaroor uitgespreek. En hy het aan elkeen gegee net soveel soos wat hy wil hê. En hierdie was die eerste groot wonderteken van hoofstuk 6 wat ons gesien het. Dit is nie die eerste een wat Jesus doen in Johannes nie. Hy het die water in die wyn verander. Hy het in hoofstuk 5 die man opgetel en vir hom gesê, staan op, tel op jou slaapmat en loop. Maar in hoofstuk 6, einde van hoofstuk 5, begin 6, sien ons sulke kort op mekaar wondertekens wat die Here doen. Maar kom ons begin vers 12. Dit sê, en toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels, maak die broodstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie. Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak met die brokstukke van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Nou die woord versadig, wat daar in vers 12 gebruik word, is eintlik die woord oorvol, trommeldik geëet. Hy het nie net vir hulle 'n bietjie gegee nie. Sien, daar's verskillende opinies oor wat presies hierdie wonderwerk beteken. Daar's mense wat redeneer en die Bybel probeer verkeerd bewys. Onder andere is daar simpel opinies wat sê dat Jesus het dit baie klein opgebreek. Baie klein. Soveel so dat elke ouma 'n stukkie broodjie gekry het en al wat jy kon doen is jy kon hom raak aan 'n visie. Dat hy soos iets proe. Maar dit hou nie grond nie, want waar sou die 12 mandjies vandaan gekom het? Ander opinies reken dat dit was die gebruik van die tyd dat mense klere of kos in die moue van hulle klere gedra het.
So toe Jesus die broodjies dan nou bymekaar gemaak het, toe het die res van die mense die klere of die kos uit hulle klere uitgehaal, uit hulle moue en toe saam begin eet. Ek sou nie laat iemand 'n mandjie vol maak met my kos wat ek gebring het nie. Ander reken dat Jesus het eintlik net vir die disippels gesorg en nie vir die res van die mense nie. Maar wat vir my saak maak is nie hoe hulle die teks lees nie. Vir my saak maak is nie die opinies daar buite nie. Jesus het 'n wonderwerk gedoen en het vir mense kos gegee op 'n bo-natuurlike manier. En die teks bewys dit. Julle sal sien in hulle reaksie, in die manier hoe hulle daarop reageer. En die res van die hoofstuk, wat Jesus in die res van die hoofstuk doen, sal julle kan sien dat dit moes Jesus gewees het. Dit moes hy. Sien, daar's 'n ander wonderteken vir ons hierin opgeteken, wat vir ons wys tot watse fyn detail beplan die Here jou lewe. Watse fyn detail beplan hy jou omstandighede. Sien, Jesus sê vir die disippels dat hulle moet seker maak niks word gemors nie. En dat hulle die stukkies brode wat oorgebly het, moet optel en in mandjies gooi. Het julle dit? Het julle dit saam gelees? Hoeveel mandjies het hulle opgetel? Hoeveel disippels was daar? Sien, wat ons hieruit leer, en wat ons sien Jesus sy disippels hieruit probeer leer, is om 'n bietjie geloof te hê. Glo net dat wanneer Jesus vir jou 'n opdrag gee, maak nie saak hoe groot die opdrag is nie. Maak nie saak hoe eenvoudig of hoe simpel, maak nie saak hoe vervelig of uitdagend, vreemd of bekend die opdrag is nie. Doen dit in die geloof en met die wete dat hy gaan voorsien. Hy het met Filippus gepraat en vir hom gesê, hier's 'n opdrag. En Filippus het begin twyfel. Andreas kom op die toneel, het bietjie meer geloof gehad, maar nog steeds getwyfel. Sien, die disippels se opdrag toe op die ou einde van die dag was eenvoudig. In die vorige stukke wat ons behandel het, sien ons Jesus sê vir hulle, okay, laat die mense net sit en deel uit. Dis sy opdrag. Klink eenvoudig. Elkeen van ons kry opdragte. Soms klink dit eenvoudig. Soms klink dit so eenvoudig dat ons nie kan dink, hoe gaan dit werk? Here, hoe gaan my situasie omdraai as ek nou moet begin tiende gee? My probleem is juist dan 'n tekort aan geld. Hoe gaan dit dan nou verander wanneer ek nou moet nog meer weggee? 'n Opdrag klink nie altyd lekker nie. Wat die disippels moes doen, is net om die mense te laat sit en die kos uit te deel. En wat doen Jesus? Nommer 1 doen hy 'n wonderwerk en hy voer al hierdie mense. So die opdrag wat hy gegee het, sorg hy dat dit suksesvol is. En dat dit vervul word soos wat hy dit bepaal het. Maar bo en behalwe dit, sorg hy dat daar genoeg kos oorbly vir elke disipel om 'n mandjie brood saam te vat. Ek sien baie keer wanneer die Here vir jou iets vra om te doen, is daar 2 doele daarin. Een is om die opdrag uit te voer wat hy vir jou gegee het. Die tweede een is om daardeur vir jou ook te voorsien. Om daardeur vir jou ook te sorg om iets daaruit te kry. Daarom wil ek jou aanspoor. En ek wil hê jy moet mense aanspoor. Begin dien. Dis al wat die disippels gedoen het, is hulle het gedien. Hulle het opgedaag toe die Here hulle geroep het. Hulle het saamgeloop. En wanneer die Here opdrag gegee het, het hulle dit uitgevoer. En op bo-natuurlike maniere was daar vir hulle gesorg. So dien in die kerk, dien in die bediening, dien oral waar jy kan. Want ek kan vir jou waarborg, en ek kan dit waarborg, want ek weet wat se God ek dien. Daar wag vir jou 'n mandjie aan die einde.
Jy sal altyd genoeg kry om jou te onderhou. Vers 14 sê, toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom. Nou ons het voorheen al gepraat van die Ou Testamentiese verwysings na Jesus. En hierdie is weer een van daai. Die mense wat daar is, die mense wat sit en die wonderwerk sien, wat dit beleef, slaan hulle oë op wat gebeur. Hulle sien dat Jesus sit met 'n klein bietjie kos en al wat gebeur is hier kom mandjie na mandjie verby en al die groepe word gevoer. En iewers te sink dit in hulle harte in, dat man, ons het iets hieroor gelees. Ons het iets hieroor by Moses geleer, want in Deuteronomium 18 vers 18 skryf Moses die volgende, hy sê, ek sal vir hulle uit hulle volksgenote 'n profeet soos jy laat opstaan. Ek sal my woorde in sy mond lê, hy sal vir hulle alles sê wat ek hom beveel. So hierdie mense sit daar en hulle maak die koneksie, maar dit moet hy wees. Dis hierdie Jesus. Dis hy van wie Moses gepraat het. Jesus is die profeet. Maar die storie vat so 'n bietjie van 'n draai. Vers 15. Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp, met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Sien, Jesus besef die intensies van hierdie mense se harte. Hy besef dat hulle desperaat is om 'n koning te kry. Onthou, die Jode tot op hierdie stadium het nou al deur jare se verdrukking gegaan. Oumas en oupas en oupa grootjies en so aan het stories vertel van hulle oumas en oupas wat in Babylon gesit het, wat vervolg was, wat oorlogte uitgevoer het. So die hele volk sit met hierdie idee dat ons is so honger en desperaat vir 'n koning, wat die Romeinse mag gaan oorgooi, dat hulle op hierdie stadium nie eintlik veel ge-worry oor wat Jesus oor die saak voel nie. Jesus sê hy kon in hulle harte sien dat hulle op die punt was om met geweld te gryp en om koning te maak. Sien, hierdie mense maak die fout wat so baie van ons ook maak. Alhoewel Jesus die koning is, en dit wat hulle nou verwys, is die profeet, hulle sê hy moet waarlik die profeet wees, alhoewel hy koning en profeet is, sien hulle Jesus eintlik maar net gedeeltelik vir wie hy is. En dis 'n fout wat ons maak, en dit is 'n fout wat vir ons baie duur lesse leer, wanneer ons Jesus net gedeeltelik sien vir wie hy is. Ja, hy is koning. Ja, hy is profeet. Maar die belangrikste ding vir my en jou om te onthou, is sy eerste rol is om die hoë priester te wees, wat sy lewe moes offer as 'n losprys vir my en vir jou. Wanneer ons nie Jesus sien in sy volheid en erken nie, dan gaan ons ook verwagtinge ontwikkel wat hy nie gaan nakom nie. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Die fout wat meeste mense maak, en die rede hoekom ek dit kan sê is want dis 'n fout wat ek ook al gemaak het, is 'n fout wat ek nog baie maak en ek moet myself herinner dat dit nie so is nie. Wanneer ek my oë op Jesus Christus slaan en ek soek hom en ek sien hom alleenlik as my voorsiener van finansies, dan is dit die enigste verwagting wat ek van hom gaan hê, is dat ek soek geld. Hier kyk die Jode na Jesus en al wat hulle sien is die koning. So al wat hulle verwag is dat hy 'n koning moet wees. En dan wat ek mis die feit dat Jesus die voorsiening van my krag ook is, en my sterkte. Ek mis die feit dat hy vir my voorsien op baie ander maniere. Ek mis die feit dat hy dalk voorsien met genoeg krag, dat wanneer ek min het en deur 'n swaar tyd gaan, dat hy my gees sterk hou. En wanneer ons Jesus net sien
gedeeltelik vir wie hy is, dan maak ons hierdie tipe foute. Dan ontwikkel ons geloofskrisisse. Want nou die verwagting wat ek gehad het, word nie ontmoet nie. Vers 16 en 17. Toe dit aand geword het, het sy disippels na die see afgegaan, en nadat hulle in die boot geklim het, het hulle na Kapernaum aan die oorkant van die see gevaar. Dit het reeds donker geword, maar Jesus het nog steeds nie by hulle uitgekom nie. Nou hierdie is die afskop van seker een van die mees bekendste gedeeltes in die Bybel. Dalk tog meer bekend as die gedeelte net voor dit waar hy die brood en die visse dan nou uitgedeel het. En Matteus en Markus gee vir ons so bietjie meer van 'n oorsig oor wat gebeur het. Bietjie meer detail van die storie. En ek wil dit graag vir julle lees, bietjie meer konteks van hoe dit gebeur het. Julle weet nou, Johannes het gesê dat Jesus het in die mense se harte, hulle intensies gesien, dat hulle hom met geweld wou koning maak. Hulle wou hom met geweld op die troon sit. Matteus kom en hy sê, net nadat Jesus dit beleef het, sê hy, en onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en so lank vooruit na die oorkant te vaar, terwyl hy die skare wegstuur. Markus 6 vers 45 sê, en onmiddellik het Jesus sy disippels verplig om in die boot te klim en vooruit na die oorkant te vaar, na Betsaida toe, terwyl hy die skare wegstuur. Jesus het nie vir hulle 'n voorstel gemaak nie. Hy het nie gevra, wil julle so lank in die boot klim en oorgaan nie. Hy het hulle verplig om oor te gaan. Het julle dit so? Die rede hoekom Jesus sy disippels verplig het, is want hy weet die tyd wat hy met hulle spandeer het so ver, was dalk nog nie genoeg nie. Hy weet dat in 'n oomblik, in die frenzy, sou hulle dit noem, wat hierdie skare dan nou besig is om op te sweep, sou van die disippels 'n korruptheid in hulle hart ontdek, om te dink, sjoe, maar ja, ons moet hom koning maak. Ons is dan nou saam met hom van die begin af. Dalk is daar vir my 'n plekkie in sy koninkryk. Ja, kom ons maak hom koning. Maar sien, soms kies die Here 'n ander roete vir my en vir jou. Hierdie roete wat die disippels sou sien, hierdie roete wat die Jode wel gesien het, lyk verskriklik belovend. Want uiteindelik is hier 'n uitkoms. Ek wil so vinnig net vir 'n oomblik hier afdwaal. Ons het laasweek Sondag vir mekaar gesê, het ons gepraat oor die listighede van die vyand. Die plannetjies, die goedjies wat hy hier voor jou kom waai om jou te derail en af te gooi. En ek glo dat wanneer ons sy planne ontbloot, wanneer ons bewus raak daarvan, is dit makliker om teen dit te staan. En wat die vyand hier in die Jode se harte reg gekry het, en wat Jesus gekeer het dat hy dit met die disippels reg kry, en wat ek wil hê ek en jy moet besef vanaand is dis een van die vyand se taktiekte. Hy weet ook waarmee jy sukkel. Hy weet ook waardeur jy gaan. Hy weet ook hoeveel jy nodig het. En dan kom swaai hy 'n baie belovende opsie hier voor jou. Maar sien, Jesus het vir die disippels 'n ander roete beplan. Een wat van die begin af, of in die begin, nie so belovend gelyk het nie. Hulle sou beslis 'n plek in die koninkryk kry, omdat hulle Jesus se disippels was. Maar dit sou nie God se plan gewees het nie. Daai pad, wat die vyand dan nou hier kom waai het, sou eintlik baie meer skade veroorsaak het. Kan julle dink, Petrus wat nog nie tyd saam met Jesus spandeer het nie. Julle ken vir Petrus. Petrus was warm tussen die ore.
As Jesus nie met hom gepraat het nadat hy die soldaat se oor afgekap het en hy nie tyd gehad het om te groei in sy verhouding nie. Wat dink julle sou Petrus met al daai mag en krag gedoen het? Hy sou 10-1 in daai koninkryk een of ander minister geword het en uitgedraai het om 'n tiran te wees. Kan julle dink Judas met sy geldgierigheid moes dan nou skielik aangestel word in 'n koninkryk? 10-1 die tesourier of iemand wat met die geld sou gewerk het. Soms is hierdie belovende paadjies nie so goed vir jou nie. Daarom kies die Here vir jou 'n ander pad. Een wat dalk minder belovend lyk. Een wat dalk lyk asof hy 'n paar klippies en 'n paar klippe en 'n paar rotse in die pad het. Soms kies hy daai pad vir jou. Want op die ou einde van die dag is dit die pad wat goed gaan wees vir jou. Dis een wat jou gaan leer. Vers 18. En die see het onstuimig geword en daar het 'n sterk wind gewaai. Wie het beheer oor die see en alles daarin? God het, die Here het. Wie stel die spoed van die wind en bepaal sy rigting? God doen, die Here doen. Wie het die opdrag vir die disippels gegee om oor te vaar na die ander kant toe? Jesus het. So wie stuur die storm? Die Here doen. Ek dink 'n denkwyse wat ons in die kerk moet breek. 'n gedagte wat ons uit ons banke moet verwyder, is dat 'n storm is daar om my te vernietig. Storm is daar om my lewe moeilik te maak. Nee. 'n Storm word gestuur om ons te vernietig. Dit word gestuur om ons te toets. 'n Storm word gestuur om vir jou te wys waar het jy nog groei nodig. Want wat gebeur in 'n storm? Kom ons gebruik 'n simpel voorbeeld. Dis maandeinde en deur 'n string slegte besluite het jy in Sekunda opgeëindig in Checkers op maandeinde. En nou staan jy in 'n queue wat al in die koffierak staan. En jy vererg jouself. En jy sit tannie met haar trolly op jou hakke en die ou voor jou, dan staan hy stil, dan loop hy agteruit. En drie mense voor jou is daar 'n kind wat skree. En die lewe voel op hierdie oomblik net vir jou te veel om te hanteer. En dan glip daar iets uit. Jy vererg jouself. Verloor jy meer. Daai storm was gestuur. Nie om jou te vernietig nie. Nie om jou lewe om te krap nie. Maar om vir jou te wys, hey, kyk wat gaan hier binne aan. Vir jou te wys, waar is daar nog werk wat ek nodig het om te doen. Wanneer ons finansies opdroog en min raak, en daai storm begin al hoe donkerder en donker word, en die wind waai al hoe harder en vinniger, en jy begin die sente so tel, en dan kyk jy na die kalender, en al wat die vyand in jou oor fluister is, hier is 'n hengse probleem. Ondersoek jou hart. Die Here wil nie hê jy moet honger gaan slaap nie. Maar hy wil hê jy moet sien. Daar is nog areas in jou lewe wat jy nie totaal en al op hom vertrou nie. Die storm word gestuur om vir ons te wys waar moet ons geloof nog groei. Om jou sterk te maak, om jou sterker te maak. En let gou hierdie een ding op.
So, wat het die disippels enkele oomblikke teruggeleer? Nie baie lang tyd nie, dit was nog dieselfde dag gewees. Wat het hulle enkele oomblikke voor hierdie beleef? Filippus leer 'n les oor geloof, dryp hom heeltemal. Andreas leer 'n les oor geloof, dryp hom amper nie. Die ander is 10-10 dae teenwoordig. Die disippels het saam beweeg, hulle het daar gestaan, hulle het gehoor, Jesus vra vir Filippus, waar sal ons vir al hierdie mense brood koop? En ek is seker daarvan, hulle het een van daai getrek waar hulle nou maar kyk, wat gaan op my sandale aan? Het ek niets getrap? Alles behalwe oogkontak. Sien, daardie was 'n eenvoudige opdrag, 'n eenvoudige toets. Dieselfde dag, 'n paar ure later, kom die volgende toets. Die volgende opdrag. En hierheen 'n bietjie moeiliker. Forceer hulle om 'n bietjie dieper te gaan krap. Om bietjie dieper te grou in hulle harte om te kyk wat gaan hier binne aan. Jesus sê, klim in die boot en gaan vooruit. En verstaan, van hierdie disippels was vissermanne gewees. Hulle moes geweet het. Hulle moes na die lig kom kyk en gesien het, oei, hier kom probleme. Die see van Galilea was eintlik maar net 'n groot dam gewees. Wat so 200 meter onder seevlak gelê het. So hy was laer as die see, met hoë berge en heuwels aan al die kante. So moet nou my nie vra oor die wetenskap nie, as jy baie daarvan weet, kan jy nou vir my kom verduidelik. Maar hierdie kombinasie het gemaak, dat daar verskriklike winde oor die see beweeg het. Wat dan nou verskriklike groot golwe veroorsaak het. En omdat van hierdie disippels vissermanne was, en dan nou maar die water en die gebied ken, moes hulle geweet het, hier wag vir ons iets. En nou die Bybel bevestig dit nie, maar ek persoonlik dink dat hulle moes tog hulle oë so bietjie gerek het en gedink het, ons nou oorgaan. Vers 19. Toe hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het. Nou 25 tot 30 stadion is omtrent so 6 kilometer. En hulle reken die gedeelte wat hulle dan nou moes oorroei van die een kant tot die ander kant was omtrent so 12 kilometer lank gewees. So hulle was mooi net in die middel van hierdie dam. En dit is 'n hele endse roei. 6 kilometer wat hulle nou al geroei het. En ek dink persoonlik die disippels het op 'n stadium vir mekaar gevra in hierdie bootjie. Hoe lank dink julle nog gaan ons hier sit voor iets ernstig gebeur? Hoe lank dink julle gaan ons nog roei voordat hierdie ding omtiep en ons dan nou omkom in hierdie storm? En dis tog vrae wat ons almal onsself vra in stormtye. Die rede hoekom ons kan aanneem die disippels het so gevra of so gewonder of dalk so gedink, want jy ken jouself. Ek ken myself. Ek het al vir die Here gevra, Here, hoe lank nog? Here, hoeveel houe nog? Hoeveel moet ek nog sukkel? Hoe lank moet ek nog hier deurgaan? Wat ons in die res van hierdie teks sien en wat ons gaan oor praat, is so lank soos wat Jesus Christus in sy soewereinheid dit bepaal het. Dis hoe lank ons daardeur gaan. Want sy paaie is hoër as ons paaie. Sy planne hoër as ons planne. Ons weet nie waarmee hy besig is nie. Maar ons kan staan op sy woord wat sê dat alles sal ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Sien die tweede gedeelte van vers 19 sê toe die volgende. Gaan die hele vers weer vir ons lees.
toe hulle so wat 25 tot 30 stadion ver geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en tot naby die boot kom en hulle het bang geword. En dan maak Jesus sy verskyning op die toneel. Hy daag op. Nie 'n minuut te vroeg nie en nie 'n oomblik te laat nie. Kan ek en jy daaraan vashou soos wat ons deur die lewe beweeg? Hy's nie 'n minuut te vroeg nie en nie 'n oomblik te laat nie. Maar daar's 'n interessante ding. En ek onthou hierdie teksgedeelte het vir my, hoe oud was ek gewees? Hierdie spesifieke vers. 19. So dis nou al 10 jaar wat hierdie vers my pla. En hierdie week het ek tot 'n antwoord gekom. Hoekom het die disippels bang geword toe Jesus op die water sien loop? Ander vertalings sê dat hulle het gedink hulle het 'n spook gesien. Hulle het gedink is 'n spook wat op die water kom. Maar sit jouself vir 'n oomblik in hulle skoene. Vrees en geloof kan nie in dieselfde hart woon nie. En wat die disippels beleef op hierdie stadium is 'n wind wat rof is golwe wat groot is, 'n boot wat skud. Van die ander vertaling, van die ander evangelie sê, dit was om en by die 4de nagwaak gewees. Nou, die Jode het gewerk in nagwake, wat ek dink dit was 3 ure op 'n slag, wat 'n nagwaak is. En hier was om en by die 4de nagwaak. So as jy dan nou die sommetjie gaan doen, en ons kan die sommetjie op 'n ander tyd doen, dis nie belangrik nie, maar die antwoord waar jy by gaan uitkom, is dit was om en by 3 uur die oggend. Uit die ander vertaling sien ons dat soos wat die son begin sak het hulle gestuur. So dit was nog lig, dit was skemer. Toe stuur hy hulle. Dis nou al 3 uur die oggend en hulle is nog steeds besig om te roei, so hulle is moeg ook. En dan bo-op dit alles, sit jouself nou in hulle skoene. Nou kom hier 'n figuur oor die water geloop wat lyk soos die spook van iemand wat 10-10-1 hierdeur gegaan het en omgekom het, en nou moet ek nie net deel met die storm nie, ek moet deel met hierdie gees van wie ook al hierdie nou is, wat ook nou op die water na my toe aangekom het. En vrees oorrompel hulle harte. Hulle is so bang en so vasgevang in hierdie vrees. Vrees maak jou blind vir wanneer die Here opdaag. Vrees maak dat jy nie die uitkoms kan sien nie. Vrees maak dat jy nie kan sien dat die Here in die situasie is nie. En wanneer vrees my hart oorrompel, dan raak dit aansienlik moeiliker om die Here in elke situasie te sien. Want vrees en geloof staan nie saam nie. Nou bygesê, is dit dan 'n sonde om bang te word? Nee. Glo dit of nie? Ek word nog elke Sondagoggend bang voordat ek daarbo gaan staan. En ek word elke Sondag aand bang en senuweeagtig. Maar iewers moes ek die besluit maak te sê, gaan ek leef uit hierdie vrees uit? Want as ek doen, dan gaan julle net een Sondagoggend sien dat Mars gaan maar net aanhou sing en aanhou sing en aanhou sing totdat iemand nou maar besluit, okay, dis nou tyd om huis toe te gaan. Dis bang word is natuurlik. As jy in die nag slaap en iets voeter om in die kombuis, as jy nie bang word nie, dan is ek bang vir jou. Maar hoe ek reageer op hierdie vrees? Vers 20 sê, maar hy sê vir hulle, dit is ek. Moenie langer bang wees nie. En ek dink hierdie vers kan ons in ons harte koester
en bære vir elke storm waardeur ons gaan. Hy sê vir hulle, dit is ek. Klink hierdie woorde bekend? Nou die waarde lê in die Griekse vertaling, want hierdie is die ego eimi stellings. Onthou julle, ons het so ruk terug, het ons die ek is reeks gehad, en ons het elkeen van Jesus se ek is stellings bespreek en deurgegaan. Ek is die ware wynstok. Ek is die lig, ek is die lewe. Ek is die goeie herder. Nou hierdie woorde word eksklusief vir God gebruik. Want as jy dit nou terug gaan vertaal tot waar die oorsprong van die storie is, dan moet dit eintlik dit wat Jesus vir die disippels gesê het, moet eintlik in iets soos hierdie klink. Dit is, ek is, moenie bang wees nie. Moses staan by die brandende bos in Exodus en praat met die bos. En uit die bos uit gee God vir hom 'n opdrag. Gaan haal my volk uit Egipte uit. En dan raak Moses senuweeagtig, want hy weet die farao is eintlik nog op soek na hom. Hy het 2 mans daar doodgeslaan. Hy is 'n vlugteling. Hy weet hy kan nie teruggaan nie. En dan vra hy, maar wie sê ek het my gestuur? En dan antwoord God hom en hy sê, as jy daar kom, sê vir die farao, ek is, het jou gestuur. Dis woorde waarmee God homself identifiseer. Jesus het nie vir die manne gefluister en vir hulle gesê, ag, moenie worry nie, God sal saam met jou wees nie. Besef ons wat ons vir mense sê wanneer ons dit sê. Ag, moenie worry nie, ek is seker of van die Here sal saam met jou wees. Waar is hy dan nou? Die Here is saam met my. Ek hoef nie te wag dat dit moeilik gaan nie, ek hoef nie te wag tot ek deur 'n storm gaan nie, ek hoef nie te wag tot dit beter gaan en ek weer op 'n goeie plek is vir die Here om by my te wees nie. Hy is by my. Jesus sê vir hulle, ek is, Yahweh is met julle. So daarom, moenie langer bang wees nie. Sien, maak nie saak wat se storm jy beleef nie. Maak nie saak wat die vyand probeer nie. Maak nie saak hoe die situasie lyk nie. Maak nie saak wat die dokter vir jou gesê het nie. Maak nie saak hoe die bankbestuurder sê die dinge lyk nie. Maak nie saak wat die ouditeur sê nie. Maak nie saak wat jou vriende sê of jou familie dink of jou vyande doen nie. Dit is die Heilige Gees wat binne in jou woon en hy sê vir jou, moet nie bang wees nie. Dis die waarborg wat ons het. Dis waarmee ons verseël is. Dis die fondasie waarop ons bou, dis wat ons vanoggend oor gepraat het. Is die Heilige Gees met my, waaraan ek verseël is, toe ek tot geloof gekom het. Is die bewys, is die proefstuk, is die waarborg, dat God is met my. Ek hoef nie bang te wees nie. En hy is altyd saam met my. Maak nie saak wat die uitkoms gaan wees nie. 'n Harde les wat ek in my lewe moes leer. En toe ek dit geleer het, is daar outomaties bevryding gewees. Die Heilige Gees in my werk nie altyd die uitkoms wat ek graag wil hê nie. Hy werk die uitkoms wat op die ou ende vir my die beste gaan wees. En ons is nie geroep om die uitkoms van enige situasie te bepaal nie. Ons voel so baie soos mislukkinge wanneer ek doen wat die Here vir my gesê het om te doen, soos die disippels. Ek het in die boot geklim. Ek het gedoen wat hy gesê het en kyk nou waar sit ek nou. Ek het met daai persoon gaan praat oor die Here soos wat ek op my hart gevoel het ek moet, en toe raak hulle so kwaad en ek weet nou nie wat om te doen nie. Het ek dan nou misluk, het ek iets verkeerd gesê?
Ek het gaan bid vir daai persoon wat siek was in die hospitaal en toe gaan hulle in elk geval dood. Is ek dan nou 'n mislukking, het ek nie genoeg geloof gehad nie, is die Heilige Gees nie in my nie. Ons is nie bepaal, ons is nie geroep om die uitkoms van enige situasie te bepaal nie. Net om te doen. Net om gehoorsaam te wees. En nie bang te wees nie. Sy plan en sy wil vir jou lewe en die mense om jou sal geskied. Vers 21. Toe wou hulle hom in die boot saamneem, maar skielik was die boot aan land by die plek waarheen hulle besig was om te vaar. Hierdie is seker een van die wonderwerke wat ek persoonlik voel die minste oor gepraat word in die Bybel. Besef ons wat Jesus hier kom doen het vir hierdie disippels. Ons praat so baie oor die brood en die visse wat vermeerder word, en ons praat van die keer toe Jesus op die water geloop het. Maar praat ons van die keer toe hy opgedaag het, en die oomblik toe hulle hom innooi, die oomblik toe hulle hom erken vir wie hy is, in sy volheid, in totaliteit, vir alles waarvoor hy staan. Die disippels is al vir ure besig om te roei. Hulle het vir so lank op hulle eie kragte staat gemaak. Vir so lank het hulle geveg om self die storm te oorwin. Die vertaling sê vir ons dat hulle was moeg geroei al. En die eie kragte waarop hulle staat gemaak het, hulle nêrens gebring nie. Hulle gebring tot die middel van die storm, en daar het hulle vasgesit. Daar kon hulle nie verder gaan nie. Maar die oomblik toe Jesus opdaag. Nou Johannes sê nie vir ons of die storm stil geraak het nie. Hy sê nie vir ons of die storm weggegaan het nie. Hy sê nie vir ons of die storm beter geraak het nie. Hoekom nie? Want wanneer Jesus opdaag, maak dit nie meer saak wat die storm doen nie. Die storm kan aangaan of hy kan verdwyn. Die son kan uitkom of hy kan agter die wolke bly. Dit maak nie saak wat met die storm gebeur nie, want wanneer Jesus opdaag, dan verander alles. Maar daar's 'n kardinale ding wat die disippels gedoen het waaruit ek en jy kan leer. Die teksgedeelte sê, toe wou hulle hom inneem. Sien, Jesus het nie opgedaag en in die boot gespring, unannounced, en gesê, moenie worry nie, hier is ek gaan nou dinge uitsorteer nie. Hy gaan nie net in jou situasie opdaag en die dinge sommer net in plek laat val en oorvat en vir jou sê, hoor hierso, sit jy nou 'n bietjie daar, ek gaan nou die dinge uitsorteer nie. Nee, hy daag op. Maar jy moet hom wil inneem. Jy moet sê, Here, asseblief klim in my bootjie. Asseblief ry verder saam met my. Gaan verder saam met my oor die see, want op my eie is ek besig om te sink, op my eie is ek besig om agteruit te gaan. Asseblief, Here, ek nooi U in hierdie boot in. Sien, op ons eie kan ons niks doen nie. Maar met Jesus kan ons enigiets doen. Sien, Filippense 4 vers 13 beteken dan so 'n bietjie iets anderste. Sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Die bepalende faktor vir die uitkoms van enige situasie of van enige stryd is nie jou krag nie. Is nie jou kennis nie. Is nie wat jy als weet nie. Is nie wat jy al als beleef het of wat jy al als gedoen het of al die ondervinding wat jy opgedoen het nie. Dit is nie die bepalende faktor in die uitkoms van die storm waarin jy sit nie. Die bepalende faktor wat die uitkoms van jou storm bepaal is Jesus Christus. En wil jy hom in die boot inneem?
Wil jy soos die disippels sê, Here, kom, asseblief, klim in my boot in. Want die wonderding wat gebeur, die wonderlike ding wat ons raak sien, is die oomblik toe hulle hom wou inneem. Ons lees nie dat hy in die boot geklim het nie. Johannes sê dit nie vir ons nie. Wat ons ook nie lees nie, is dat presies hoe hulle daar gekom nie. Ons lees nie dat Jesus die boot gevat het aan 'n tou en hom gesleep het tot aan land nie. Ons sien nie dat hy agter gestaan het en hom dalk gestoot het nie. Ons sien nie dat hy ingeklim het en self begin roei het nie. Ons sien dat die oomblik toe Jesus betrokke raak, toe was hulle onmiddellik aan land gewees. Ek is versigtig om waarborge uit te deel. Want mense het die geneigtheid om 'n waarborg wat jy maak teen jou te kom hou na die tyd as dinge dan nou nie so uitdraai nie. Maar jy dan nou gesê, maar hierdie een ding kan ek jou waarborg. Oomblik wat jy Jesus Christus in jou bootjie inneem, is jy klaar besig om die storm te oorwin. Die oomblik wanneer jy hom wil innooi en sê, Here, hier is my bootjie, is die dinge al klaar besig om te verander. Jy klaar besig om die stryd te oorwin. Want hier sien ons dat in 'n oomblik het die Here goed verander. En dis regtig my gebed vir wat ons hier by Eklesia sal beleef. Wat elkeen van julle in julle persoonlike verhouding met die Here sal beleef. Dat goed in 'n oomblik verander. In 'n oomblik dat daar ommeswaai sal wees. In 'n oomblik dat die situasie anders te sal lyk. In 'n oomblik dat jou bootjie wat in die middel van die storm was, aan land sal wees. Want dit is tot wat Jesus in staat is. En geen mens gaan my oortuig dat daar iets anders te gebeur het met die broodjies en die visies nie. Dalk het dit baie klein opgebreek. Of dalk het hy net vir die disippels gegee. Dalk het hulle eie kos gehad. Hoekom wil ek twyfel as ek net bietjie verder gelees het en gesien het wat Jesus gedoen het? Op die water aangeloop gekom. Vir hulle gesê, moenie bang wees nie, dit is ek, en toe hulle hom wou in. Toe skielik, toe is hulle aan land. Dis die God wat ons dien. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u Heilige Gees. Dankie dat ons aan u kan vashou en weet, Here, dat u is 'n goeie God, 'n almagtige God. Here, u is in beheer van die see en van die wind en van die strome en van elke storm, Here. My gebed vanaand is dat elkeen van ons op 'n punt sal kom dat ons sal vra, Here, hier is my bootjie. Klim asseblief in. Here, ek wil nie verder alleen ry nie. Ek wil nie verder alleen roei nie. Ek wil nie verder op my eie aangaan nie, Here. Here, dankie vir u woord. Dankie dat dit bemoedigend is. Dankie dat dit ons sterk maak. Dankie dat dit ons leer. Here, dankie dat ons daaraan kan vashou. Ons bid dit alles in u wonderlike en heilige en almagtige naam alleen.
Amen.